Kom ons hoor. Ja, ek praat nou oor die groot mikrofoon. So vandag gaan ons gesels oor die maniere hoe mense dink en val dan hoe ons houding teenoor die natuur en hoe ons die natuur beskou. Is dit 'n gawe of is dit 'n ding wat ons kan gebruik? Of is ons deel daarvan? Dit is, ek gaan nie vir julle vertel wat om te dink nie, maar ek gaan vir julle wys hoe ons gedink het oor die laaste 2.500 jaar, eintlik 'n bietjie langer, oor goed. So, ek gaan ook as spieël vir ons ophou, ander kulture en ander gelowe, en jy kan dan maar vir jouself vra, hoe kyk jy na die natuur, aan die hand van wat hierdie ander ons doen? Doen jy soos hulle, of doen jy iets anderste? Want ons is nou op 'n punt waar ons baie ernstig sal moet dink oor ons verhouding met die natuur en of ons baie langer op hierdie planeet wil wees of nie, in ons nageslag ook. So die titel van die praatjie is Die Vloek van Prometheus. Nou, Prometheus is 'n karakter van Griekse mitologie, maar hy's 'n baie goeie metafoor om te gebruik vir ons praatjie. So kom ons begin soos hulle sê in Engels, of soos wat ons experiment doen, ons stel 'n baseline. Kom ons kyk wat doen 'n sekere kultuur. Jy kan maar self vir jouself afvra, hoe versoen jy jouself daarmee, of stem jy saam met hierdie mense of nie? So elke jaar stroom miljoene toegewyde moslems na Mekka om die graf van Mohammed te besoek en aan verskeie religieuse seremonies deel te neem. Dis die grootste saamtrek van mense op aarde. Net vir interessantheid, meer as 1 miljoen mense kom elke jaar soontoe. Natuurlik is daar logistieke probleme, want die mense kom almal na 'n plek toe. Jy kan ons nou dink aan die fonteine daarso, of die putte wat die mense daar gebruik het tydens die trek uit Egipte. As jy nou kyk hoeveel honderde duisende mense daar moes wees wat uit een put moes gedrink het, of een fontein, vra jy net jouself af logisties, hoe het hulle dit gedoen? So een van hierdie seremonies word die steniging van Satan genoem, waar die mense dan hulself vreeslik opwerk en dan klippe moet gooi na 'n rots, wat hulle nou dan simboliseer met Satan, terwyl hulle dan vloeke uitskree en Satan verdoem. Natuurlik, logisties, 1 miljoen mense wat op een punt afstorm, jy kan dink dit gaan chaos afgee. So het nou 3 sulke pilare in beton gebou, met sulke trechtervormige strukture om het sodat die klippe dan kan afrol, en dan na verdieping onderval, waar hulle kan by mekaar maak en weer vir die mense uitdeel. Jy kan sien die ons het nou gedink aan 'n plan. En daar is ook selfs sulke hoofweë wat gebou is, dat hierdie manne kan om het stap, dat hulle mekaar nou nie vertrap nie, om daar uit te kom. Dis hoe dit lyk. Vir hierdie religieuse gemeenskap, soos vir baie ortodokse Jode en Christene, trouens vir honderde miljoene mense, miljarde mense trouens, is Satan 'n werklikheid. 'n konkrete werklikheid. Hulle haat vir Satan is so sterk, dat hulle hulle lewens sal opoffer ter verdediging van geloof teen Satan. Kyk na daai manne se gesigte. Gaan jy op enige stadium verhou met hom stry oor sy godsdienstbeskouing? Nee, hy het 'n klip in sy hand en hy's woedend. Hierdie gelowiges storm die pilare op 'n gegeewe tyd met soveel oorgawe, dat hulle nie hulle eie lewens of die van ander ag neem nie, dikwels met tragiese gevolge. Jy kan daardeur lees, ek kan so 'n paar vir jou lees. In 1994 is 270 pelgrims vertrap, soos die mense vorentoe gestorm het. 1998 180 vertrap, 2035, 2004 244 vertrap, soos asof die ons nog nie agterkom wat gebeur nie. Dit gebeur elke jaar, tipe van ding. En die ou beskryf, there was a shouting and the crowd began to look like a stretch-out coil jerking back and forth as a stampede gained momentum. An hour and a half later, when the scene was finally under control, bodies had piled up in layers up to 7 deep. 362 pilgrims were trampled to death or suffocated.
Nou kyk, as ek nou die duiwel was, sou ek gelag het daai dag. Ek sê, kom stenig my en kyk wat doen julle met julle self. Jy weet, maar op geen stadium kan jy met hierdie mense rationaliseer nie. So wat ek nou wil vir julle wys is hoe mense word as hulle opgewerk word. As jy ons opgewerk word in so 'n geloofsfrensie. Ons praat nou van hekse wat gebrand word, mense wat die Bartolomeus nag waar die Katolieke die Protestante aangeval het en 40.000 mense doodgemaak het in een nag, wat gelei het tot die uittog van Protestante uit Frankryk. Op watter stadium stop hierdie mense, sê stop het? Waar is julle rasionele denke? Waar is julle empatie? Jy kan nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. So waar kom hierdie gedagtes vandaan? Nou, as 'n mens teruggaan deur tyd, is dit baie moeilik, maar jy kan net tot by die Babyloniërs kom. Voor die Babyloniërs was die Sumeriërs. Dis hoe ver jy kan teruggaan met skrif, want die Sumeriërs het skrif ontdek omtrent 6000 jaar gelede. Voordat weet jy nie regtig wat die ouens gedoen het nie, jy kom op hulle altare af, jy kom op hulle beeldjies en goeders af, maar het nog nie skrif gehad nie, maar ons weet presies wat die Sumeriërs gedink het, aangesien ons hulle geskrifte gekry het, en dit kan vertaal word. En ons sien dat daai tyd af, was daar vertellings van twee magte, wat opponerend is, 'n goeie mag en 'n slegte mag, wat geveg het met mekaar. En natuurlik het die goeie ouens gewen, altyd wen die goeie ouens, en die ander ouens wat verloor het, is dan nou natuurlik die bose ouens. En dit is die ouens wat verag moet word. So ons kry in die Griekse mitologie, dat die ander, en selfs enige van die Sumeriese Babyloniese mitologie, die ander superwesens was altyd die mees korrupte, veragtelike, gevaarlike wesens, en so word hulle uitgebeeld, terwyl die goeie ouens, die goeie gode, alhoewel hulle wispelturig is, was hulle min of meer goed gewees. Nee? En hier is nou Kronos wat sy kinders eet, wat uitgebeeld was daar deur Goya. En Kronos was 'n titaan. Nee, dit was die gode wat bestaan het nog voor die Olimpiërs. En dan kom Zeus, sy seun, en maak sy pa dood. Daar selfs 'n woord vir dit uitgedink, patricide, dis as jy jou pa doodmaak. Matricide is jou ma doodmaak. Volgens Grieke was die titane deur die Olimpiërs verslaan, volgens die Germane was die fertiliteitsgode, die wanderer weer deur die oorlogsgode verslaan, en so kan jy deur tyd gaan. Dieselfde tipe ding kry jy in die Babyloniese en die Hittitiese verhale. Daar's die Ugaritiese verhale wat vertel van oorloë tussen superwesens, en natuurlik is daar die rebelle van Lucifer en sy demone in die Joodse en Christelike moslim geloof, wat dan deur die engele verslaan is. Dit's hierdie dikotomie tussen wit en swart, goed en sleg. Die oorwonne superwesens was vernietig, opgesluit, verban of gedeeltelik uit die pantheon van die heersende gode opgeneem. So ons het 'n situasie dat in die Griekse mitologie, vreemd genoeg kan die gode niks skep nie. Hulle die titane nodig om vir hulle te maak. Atlas teloos vir die aarde vashou is 'n titaan. Sommige vind interessant. So in die Griekse mitologie het die Olimpiërs die oorlog of titanomasie gewen, en al die titane buiten 'n paar in Tartarus opgesluit. Nou waar is Tartarus? Nou eerste plek, waar is Olympus? Olympus is so ver in die hemel op, dat as 'n aambeeld val uit Olympus, vat dit 7 dae om die aarde te bereik. Dit is baie ver weg. En waar is Hades, die onderwêreld waar jy gaan as jy dood is, dis nog 7 dae vir 'n aambeeld se val, en Tartarus is nog 7 dae verder. So dis die diepste van die diepste waar jy moontlik iets kan opsluit. Daar word die titane opgesluit. Maar ja, so die titane was met dieselfde veragting en vrees deur die klassieke Grieke beheen as wat Christene, moslims en ortodokse Jode vandag na Satan en sy demone kyk. So ek wil 'n konteks hier skep. So as ons praat van 'n titaan, kan ek net so wel sê die demoon Prometheus. Verstaan? Twee van die titane wat nie in Tartarus opgesluit was nie, was Epimetheus en Prometheus. Nou, die name beteken ook iets. Prometheus bedoel vooruit te sien wat gaan gebeur. Epimetheus is
ter nagedagtenis, jy weet, nasig, nabetragting, het ek agterkom ek het droog gemaak. So, Epimetheus word uitgebeeld as so 'n dommerige ou ook. En sy broer Prometheus is 'n slimmerige ou. So, hulle was gespaar, hulle was nie opgesluit in Tartarus nie, want hulle was verraaiers. Hulle het aan die kant van die Olimpiërs geveg, aan Zeus en Apollo en daai se kant. Maar die gode het hulle ook nodig gehad om goeders te maak. So Prometheus het Epimetheus die opdrag gegee, want hy het dit gekry van Zeus, die opdrag, om aardwesens te skep en al hulle kenmerke te gee. So dit gaan sy broer Epimetheus gaan toe aan, en daar is allerlei kenmerke wat hy vir die verskillende diere gee, so spoed en krag, en slagtande, en vlerke en alles. En so gaan hy reg aan deur die dag. En toe op die ou ende, toe kom Prometheus dan en sê vir hom, nou ja, wat het jy gedoen vandag sover? Hy sê, ek het al hierdie diertjies en goeders gemaak, en ek het nou 'n sak met al die spesiale kenmerke opgebruik. Maar ek het nog nie mense gemaak nie. Wat sê Prometheus? Staan op sy, want tydelik is jy 'n amateur. Ek sal dan maar die mense maak, maar daar was nou geen spesiale kenmerke oor om vir die mense te gee, soos vlerke en slagtande en goed nie. Toe al wat Prometheus kon doen wat spesiaal was vir die mens, is dat hy die mens laat regop staan het, soos die gode, op sy 2 voete. So ons is dan inderdaad, selfs volgens die Grieke, in die beeld van die gode geskaap. So, Prometheus was ook baie liewer vir mense as vir die ander wesens, en natuurlik ook vir Zeus. Hy was baie liewer vir mense as vir die gode. So Prometheus het vir die mensdom toe kultuur geleer en beskawing gegee, wat skrif, wiskunde, landbou, medisyne, wetenskap en selfs ook smeewerk ingesluit het. En hy het vir hulle vuur gegee. So, sy gawes het die mensdom van vernietiging gered. Toe die gode die mensdom toe wou straf deur om hulle vuur van hulle weg te neem, toe het hy weer vuur gaan steel uit Hephaestus, dit is die smid van die gode, se oond, en het vir die mense teruggegee. En dit was 'n onvergeeflike sonde, en Zeus was baie kwaad daaroor, toe het hy vir arme Prometheus gestraf deur om hom te laat vasketting op 'n rots, waar 'n arend elke dag sy lewer kom uitskeur het en verslind het. En omdat hy nou natuurlik 'n bonatuurlike wese is, het die lewer elke dag net teruggegroei, so dit was 'n oneindige straf wat hy aan blootgestel was vir die lengte van dae tot Heracles, of Hercules soos julle hom ken, om gaan red het. Wat gaan hier aan? En wat hier gebeur is die volgende. Onthou hierdie stories wat opgemaak is. Dis nie regtig nie. Ek gaan dit nou nie vir daai ou sê wat 'n klip na my toe storm nie, maar ek kan nou sê vir die Grieke. Julle het in stories geglo. Hierdie goed is nie waar nie. Daar was nie regtig Prometheus gewees nie. Maar hoekom het julle hom gemaak in die eerste plek in julle kultuur? Hoekom is daar hierdie drang in al hierdie kulture waarvan ek praat, van die Sumeriërs tot nou nog, om 'n bose entiteit te skep of te handhaaf? Want jy wil vir iemand blameer vir jou oortredings. Jy wil nie self pas staan vir jou oortredings. En wat is die oortredings hier? Wat gee jy vir die mens? Hy gee nie vir die mens boosheid so regtig nie. Hy gee vir die mens kultuur en tegnologie, wat dus nie van die gode afkom nie. En daar is die dikotomie, die natuur en tegnologie. Die ou wat in beheer is van die tegnologie, is die demoon. Die een wat in beheer is van die natuur, is God of die gode. Die twee is in kontras met mekaar, is in konflik met mekaar, want die een vernietig die ander. En ons wat die tegnologie uitdink, wil nie pas staan daarvoor nie. So ons skep iets anderster, soos 'n weergaafleier om die blom voor te gee, sê maar is hy wat vir ons vuur gegee het, is hy wat vir ons geleer het om smeewerk te doen, hy wat verantwoordelik is vir besoedeling, nie ons nie. En dit is waar hierdie hele motief vandaan kom vir hierdie ander wesens wat geskep is. En as jy dink dit is uniek aan hierdie mense, dit is nie. Kyk 'n bietjie wat sê in die geskiedenis. So hier is Hephaestus net vir agtergrond. Hephaestus was die seun van Hera, maar eintlik nie Zeus nie, Hera. Sy het haarself bevrug, want Zeus het so rondgeloop en as sy wil hom terugkry, toe het sy haarself bevrug.
toe kom Zeus dan sê, hierdie is nie sy kind en hy gooi toe die kind daar uit Olympus, die kind val deur die, baba val deur die lug 7 dae, smash op die aarde. Maar omdat hy nou 'n God is, het hy dit oorleef, maar hy was krepeel. Hy was die enigste God wat krepeel is. Wat baie interessant is, want in die Griekse wêreld was enige kind met 'n gebrek weggegooi. Die honde het hom opgevreet op die afvalhoop. Nee, dis nie net die Spartane wat gebreklike kindjies laat gaan het nie. Die Grieke oor die algemeen het dit gedoen. So om 'n God te hê wat gebreklik was, is baie vreemd. Maar hy was ook 'n God wat saam met mense geleef het, terwyl al die ander gode daarbo in die lug geleef het. Nou maar Hephaestus kon ook fantastiese goeders gedoen het, en hy het die vlerke van Mercurius se sandale gesmee, hy het die koets van Apollo gemaak en allerlei goed, maar hy het ook Pandora gemaak. Hephaestus het al hierdie fantastiese goeders geskep. Daar is 'n lys van al sy fantastiese goed. Heracles se bronsklappers, Eros se boog en pyle ensovoorts. En hy het sy smidswinkel onder die berg Etna gehad, wat natuurlik 'n vulkaniese berg is. So as die berg rommel as dan sê hulle, dis Hephaestus in sy werkswinkel. Later van tyd word hy Vulkanos, Vulkan van die Romeine. Want die Romeinse en Griekse kultuur is baie dieselfde. Toe maak hy ook op opdrag van Zeus, Pandora en haar kus. Die gode van Olympus het besluit om die mense te straf. Vir een of ander rede het hulle hierdie wraksugtige goed gevoelens teenoor mense die altyd. En hulle besluit toe om die mense te straf. Die mense was baie gelukkig voor Pandora se koms, né? Hulle word beskryf as gelukkig, hulle loop rond en hulle maak vuurtjies met die vuur wat gesteel was deur Hephaestus en so. Toe besluit Zeus spesifiek, hy gaan met hierdie biologiese oorlogvoering aangaan. Hy sê toe vir Hephaestus, gaan maak die mooiste wese op aarde. Een wat onweerstaanbaar mooi is. En hulle gee toe vir hierdie pragtige vrou allerhande kenmerke, soos 'n bedrieglike hart en 'n leuenagtige tong. En in die kussie is daar al die gruwels van die wêreld. Maar hulle sê vir haar, sy moenie die kussie oopmaak nie, want natuurlik het hulle vir haar ook hierdie onversadigde nuuskierigheid gegee as 'n kenmerk, en sy maak die kussie oop. En uit die kussie spring toe al die pla wat die mensdom tuister, soos pla, oorloë, peste en elke ding. Was egter nog 'n dingetjie in die kus, naamlik hoop. Nou wat mense nie weet nie, is dat Pandora was die eerste vrou. Die mense was net mans. En toe straf Zeus hulle om vir hulle 'n vrou te gee. En al die sondes en ewel van die wêreld kom van daai een vrou. Sien jy, dis dieselfde storie as Eva. Adam was heeltemal gelukkig voor Eva daar aangekom het. Wat sê dit vir jou? En hierdie is net stories, dit was nie regtig nie, maar wat dit vir jou vertel en beskryf is die mentaliteit van die mense van daai tyd, wat iemand gesoek het om heeltyd die blame te gee voor, eerder as wat hulle self die blame vir enigiets vat. Dis die vrou, of dit is Hephaestus, of dit is Prometheus, maar dit is nooit ek nie. So, hier is uit Jesaja, 'n aanhaling, baie mense sal ontsteld wees oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie, maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat hulle nie aan hulle vertel is nie, en hulle sal iets te weet kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Hy het nie die skoonheid of pragt gehad dat ons hom kon kyk nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag deur mense, verstoot, 'n man van lyding wat lyding en pyn geken het. Iemand vir wie mense hulle die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie geken nie. En toe het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou dit
beskou mense as 'n verwysing na Jesus. God wat by ons kom bly het, wat vir ons lief was. Nou ja, so as jy kyk na hierdie parallelle tussen hierdie vertelling en die vorige, kan jy sien daar is ook 'n vertellingsparallelle tussen hierdie, waar die gode aan die kant is, maar van, soos Hephaestus, die gebreklike God, is tussen die mense gewees. In Noorse mitologie het dwerge ondergronds geleef, en hulle was myners en meestersmede. Selfs as jy die storie van Sneeuwwitjie lees, dan is die dwerge myners. In Noorse en Germaanse mitologie is daar 9 realms. Julle weet al van Asgard, Midgard en Niflheim, maar reg onder die kors van die aarde is Niederweller, en dis waar die dwerge bly. As jy Lord of the Rings lees, dan vertel hulle van die realm of the dwarfs, wat net onder die grond is, Niederweller. En daar het die dwerge in opdrag van Loki wonderlike geskenke vir die gode in Asgard gesmee. Die goue skip van die gode, die goue hare van die gode in Sif, ring en spies vir Odin, die goue vark vir Frey en die oorloghamer Mjolnir vir Thor. Maar wie is Loki? Loki was 'n vuurgod en 'n poetsbakker, 'n evil god. So, hy was die oorsaak van die dood van Balder, wat volgens die beskrywing die perfekte god was, pragtig en perfek. So sy ma, Sif het gegaan, is dit jammer, so nou onthou wat sy ma se naam was, maar dis die vrou van Odin, het gegaan en vir al die plante gevra dat hulle nie hulle hout moet gee, vir stele of skagte van pyle of bo om haar seun seer te maak nie. En al die plante het beloof, hulle sal nie. Maar sy het die mistletoe oorgeslaan, die voelend. Sy het nie gedink dit is iets waar iets gemaak kan word nie. En toe het Loki gegaan en 'n pyl gemaak uit mistletoe. En dit vir Hodder, wat vir een of ander rede geskep is vir die storie, hy was toevallig blind, het dit nie erken nie as mistletoe nie, en hulle het verpret, as dit nou so stadige dag was daarbo in Valhalla, dan skiet hulle nou pyle op Balder, en dan bons die pyle net van hom af, of gooi spies na hom en dan bons dit af, verpret, want wat anders te doen op 'n stadige staaterig, maar niemand kyk rugby daar nie, so dis wat hulle nou maar doen, verpret, skiet pyle na hulle maatjie wat nie beseer kan raak nie. En toe, omdat die mistletoe nie die belofte afgelê het nie, penetreer die pyl toe vir Balder en hy gaan dood. En dit natuurlik maak Odin verskriklik woedend kwaad, en hy laat hom vasketting op 'n rots. Maar in plaas van 'n arend wat sy lewer kom uitskeer, is daar nou 'n slang wat gif op hom drup. Maar jy kan sien hierdie parallelle in hierdie stories wat uitkom, van hierdie bose ou wat op klippe, daar moet klippe in die storie wees, vasgemaak word of op het gegooi word, wat ook al, en dan moet hy daar lê en sovoorts. Uiteindelik breek hy los. En dan begin Ragnarok, die oorlog aan die einde van tyd, waar al die gode uitgewis word, die Duitsers het genoem Götterdämmerung, waar al die gode uitgewis word deur die bose magte, en in ruil maak hulle al die bose magte dood, tot en die Einherjar, die dapper krygers in Valhalla, val die onedeldooies van die onderwêreld aan, almal wis mekaar uit, tot dat niemand en niks oorbly op aarde nie. Dis 'n Ragnarok. Dis die mees, hoe kan ek sê, depressiewe religie wat ek ooit teëgekom het op aarde. Daar's niks wat eers brand in die hel vir altyd nie. Daar's niks oor nie. So die Sumeriërs weer het aan Enlil, die god van die storm, geglo. En hy het iemand verkrag, een van die godinne, en toe was hy verbann na die onderwêreld, maar daar skep hy toe tegnologie wat nodig is vir landbou en smeewerk. En ons praat hier van 'n god wat 6000 jaar gelede bestaan het, né? Maar hier is iets in Levitikus wat julle miskien nog nie raak gelees het nie. Hier moet Aaron looitjies trek oor die bokke. Die een looitjie moet gemerk word vir die Here en die ander een vir Azazel.
En Aaron moes die bok wat vir die Here geloot word as 'n sondoffer offer, die bok wat vir Azazel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly staan, sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig, en daarna moet die bok in die woestyn ingestuur word vir Azazel. Wie is Azazel? Nou die man wat die Bybel vertaal het, die King James vertaling gedoen het, kon homself nie so ver kry om die woord Azazel te gebruik nie. So hy gebruik 'n metafoor uit Grieks. Die een wat weggestuur is. So hier kan jy lees King James translation. Of scapegoat, jammer. Die woord scapegoat is gebruik. Aaron shall cast the lots upon the two goats, one lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. Die een wat jy jou sondes op plaas en skuldig hou vir wat jy gedoen het. En so gaan het aan, but the goat on which the lot fell to, the scapegoat shall be presented alive, en so gaan het aan, and let him go for a scapegoat into the wilderness. So, hy gebruik 'n ander woord daarso. Ek sê jy nou vertel hoekom dit so 'n verskriklike naam is, en verskriklike woord is. In die Koptiese geskrifte, onthou die Koptiese kerk is die oudste Christelike kerk op aarde, né? Die Koptiese geskrifte en die Koran en die boek van Enoch wat beskou word as 'n apokriewe boek, vertel dat die gevalle engele en hulle leier, Azazel, mense geleer het om vuur te gebruik en tegnologie te bemeester. Azazel is net onder Lucifer. Azazel is die demoon wat heers oor die aarde. 'n Demoon tussen ons, soos Prometheus. En hy het soos Prometheus ons tegnologie geleer en om vuur te bemeester. Boosheid soos oorloë en die verleiding van engele deur die opgesmukte vrouens het hier uitgesprei. In die Koran is Azazel die leier van die bespieders, of watchers soos hulle dit in Engels vertaal, deur die engele by God verklaar omdat hy die hemelse geheimenisse aan die mensdom bekend gemaak het. Daar is die boek van Enoch. Die foto in die agtergrond is uit die boek van Enoch. En Azazel het mense die kuns van die smee van swaarde, messe, skilde en wapenrusting geleer. Hy het ook vir hulle gewys hoe om armbande en juweliersware te maak, hoe om gremering te gebruik, en hulle geleer om kleursels te maak en alchemie. En die aartsengel Raphael was toegestuur om Azazel vas te bind en om in die duisternis op skerp rotse te gooi, waar hy sal bly totdat hy met die voornale oordeelsdag in die hel gewerp sal word. Die storie vertel hoe die hele aarde deur Azazel se leringe en dade gekorrupteer was en dat alle sonde aan hom toe te skryf is. Azazel was die oorsaak dat God die vloed gestuur het om die mensdom en selfs die reuse te vernietig en so alle boosheid van die aardbodem weg te vee. So Azazel is 'n demoon. Vir watter rede God vir hom 'n sondoffer stuur in die vorm van 'n bok, weet niemand nie. Maar dit is wat in die Bybel staan. Then said the Most High, dit is 'n Engelse vertaling van 'n deel van die boek van Enoch. The Holy and the Great One spake, and sent Uriel to the son of Lamech, and said to him, Go to Noah, and tell him in my name, hide thyself, reveal to him the end that is approaching, and the whole earth will be destroyed, and a deluge is about to come upon the whole earth, and will destroy all that is on it. Nou, dis interessant, ons praat, die boek van Enoch praat van Raphael en Uriel. En beide van hulle is aardse engele. Die Bybel praat net van Michael en Gabriel. Dus daar is 4 aardse engele, nie net 2 nie. Kom ons gaan nou na die groot biblioteek van Alexandria. Dit was die grootste biblioteek van die antieke wêreld, omtrent bietjie meer as 2000 jaar gelede gebou, en die museum waaraan dit gekoppel was, is toe soos is instituut wat aan die muses, die 9 muses gewy was, dis waar die woord museum, waar die woord museum ook vandaan kom. So die Ptolemeus die tweede van Egipte het toe baie van sy geld in dit ingesit en mense reg oor die wêreld gestuur om al die kennis wat moontlik is bymekaar te maak.
en daar te stoor. Nou, van die meer konservatiewe skattings is dat daar omtrent 40.000 boekrolle was. Anders sê miskien tot soveel so 700.000. Dit was die versamelde kennis van die bekende wêreld. Dit was soos 'n groot universiteit, waar mense gekom het van reg oor die Middellandse